Goeienaand, Rita. Goeienaand. Ek wil net sê, ons mis julle baie. Ons wil vir elkeen sê wat vir ons bid. Baie dankie, ons bid vir julle. Die afgelope tyd het pastoor baie gepraat oor ons moet vir mekaar omgee. En ek dink in hierdie Grendelstaat het ons besef hoe baie moet ons vir mekaar omgee. Dis reg. Ek wil net vanaand sê, kyk mooi na julleself en ja, die Here gaan julle seën. Amen, amen. Ag, ons is bly om vanaand weer 'n bietjie op lyn te kan wees en met die gemeente te kan praat. Ons gaan vanaand lekker saam bid. Ons gaan 'n biduur hou en ons het hier 'n lysie van versoeke waarvoor ons gaan bid en vir die volgende halfuur. Ek wil net vinnig vir u ietsie uit die woord uitlees en dan gaan ons lekker saam bid terwyl u almal nou inskakel en gaan ek vinnig vir u lees uit die woord van die Here uit. Johannes 9 vanaf vers 31. Johannes 9 vanaf vers 31. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie. Maar as iemand godsvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Die woord sê en ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand godsvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Nou, is wel interessant dat ek het so 'n bietjie naslaan werk gedoen en verskillende kommentare in die Bybel gelees oor hierdie versgedeelte. En die meeste van die kommentare stem daaroor dat wanneer 'n sondaar bid vir sy eie behoeftes om sy sondige lewe voort te sit, dan luister God nie na hom nie. In ander woorde, God luister nie na iemand se gebed dat die Here moet vir hom gee sodat hy kan aangaan met sy sondige lewe nie. Maar wanneer iemand godsvreesend is en die wil van God in sy lewe soek, God verhoor dan sy gebede. En hier is Here Jesus self aan die woord en hy sê dit dan en ek wil dit weer lees en ons weet dat God nie sondaars verhoor nie. Maar as iemand godsvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. In ander woorde, hy luister na hulle wat God vrees. Nou ons is almal kinders van God. Ons lewe word aan hom toegewy. Ons vrees hom en ons dien hom. Ons is godsvreesende kinders van hom. En daarom weet ons vanaand, hy verhoor ons. En as hy ons verhoor, kan ons met alle vrymoedigheid na hom toe kom en vra, nie soos die sondaars, omdat die Here hulle behoeftes moet voorsien, sodat hulle kan aanhou in hulle sondige lewe nie. Maar dis wat die skrif van praat. God luister na die gebed van 'n sondaar om bekering. Wanneer 'n sondaar na God roep vir bekering, dan hoor hy. Maar wanneer hy vra vir behoeftes, dan luister God nie na hom nie, sodat hy kan voortgaan en aangaan met sy sondige lewe nie. Maar ek en jy, ons wat God vrees, want ons wat vanaand bely, dat ons het by die kruis uitgekom, deur Christus Jesus, dien ons hom nou, en hy het ons saligmaker geword, dan glo ek en jy, hy verhoor ons. En nou sê die Bybel, alles wat julle in my naam vra, dit sal hy vir julle gee. Alles wat julle my Vader vra in my naam. Nou ek dank die Here, ons gaan vanaand begin in die naam van Jesus. Ons gaan die troon van genade nader in sy naam. En dan weet ons, hy gaan ons verhoor. Kom ons buig ons hoofde net so 'n oombliekie en dan bid ons almal saam. Here, ons sê vir baie dankie dat ons vanaand in hierdie biduur kan wees. Here, baie dankie vanaand vir almal wat ingeskakel het. Baie dankie vir hulle wat na hierdie biduur luister en wat saam met ons bid. Here, ek het so deur die loop van die dag 'n lys van oproepe of eerder versoeke gekry en ons gaan vanaand vir hulle bid. Ons vra dan nou in Jesus se naam dat die Here een en elkeen se versoek vir ons sal beantwoord. Ons dank U daarvoor, ek eer U daarvoor. Amen en amen. Prys die Here. Ek wil dan aangaan met die versoeke wat ons gehad het. Eerste wil ek vanaand vir die Here ons dankbare harte teenoor hom, dat die Here so ver vir tannie Leni van der Berg deurgedraai
En daar is ook 'n versoek dat ons moet aanhou bid, dat die medies ook sal toestem, dat sy na 'n plek toe kan gaan wat haar eers kan help om op die been te kom. En dan bid ons nog steeds vir Suster Antoinette Tromp, wat ook 'n heupvervanging gehad het, ook aansterk, en ek glo dat die Here haar sal deurdra. Almal wat siek was die afgelope tyd, onthou ons het vir u gebid, en ons is bly dit gaan met julle baie, baie goed, en ons wil vir die Here baie dankie sê, dat hy dan gebede beantwoord het. Die baar is, ek het nou 'n versoekie voor my van broer en suster Labeskagnie af, vir hulle seun, en vir hulle dogter. Nou ons weet dat die dogter onlangs gekwalifiseer by Bianca, en dat sy nou 'n gekwalifiseerde ouditeur is, en dat hulle seun verlede jaar, teen die einde van verlede jaar, geretrench is. Nou sit altyd daai kinders sonder werk, en ons gaan nou saamstem, en ek vra julle bid nou saam met my, vir broer en suster Labeskagnie, sy 2 kinders, Bianca, en as ek seker as die ander se naam was, Werner, maar ek is so seker nie, ek neem so aan. Kom ons bid nou saam vir hulle op hierdie oomblikke. Vader, ons kom so na u toe, in daai wonderlike naam vir ons Here Jesus. En ons wil intree nou, Here, vir hierdie 2 kinders, Here, wat nie werk het nie, dat u van hulle gaan voorsien. Here, Bianca dien die Here al die jare, en Here, hulle boetie ook is 'n kind van die Here, en op hierdie oomblikke vra ons, Vader, swaai deure oop vir daai kinders, in die naam van Jesus. Ons dank u daarvoor, ons gee aan die Here al die lof, al die eer en al die pryse, dat u vanaand hulle sal help. Ek dank u daarvoor. Amen en amen. Prys die Here. Ons gaan nou saamstem vir broer Marius. Hy het my ook 'n versoek gerig. Broer Marius se werk is in gedrang. Hulle kry nie werk in nie, en hulle het my nog nie begin werk nie, of daar is nie werk nie, en op hierdie stadium, soos die Engelsman sê, no work, no pay. Alhoewel hy kry nie salaris nie, hy is baie bekommerd oor die maand en die volgende maand. Hoe gaan hulle woonstap betaal? Hoe gaan hulle motor betaal? Hoe gaan hulle kos koop? Nou kom ons bid nou ernstig saam vir hierdie geval. Here, ons wil vanaand broer Marius en die suster en hulle kindertjies voor Here opdra aan die troon van genade. Ag Here, ek wil vra, Here, daar's ook broer Marius, is in 'n benoudheid, hulle huisgesin is in 'n benoudheid vanaand. Here, die werk kom nie in nie, maar ons wil vra, stuur werk na daai besigheid toe, laat Marius kan werk, of swaai vir hom, Here, 'n nuwe deur oop van geleenthede. Ons dank u daarvoor. Vader, ek vra dit in Jesus se naam. Halleluja, amen en amen. Dankie Here. Amen. Dan gaan ons bid vir Suster Esther se voete. Ek gaan dit vir jou vra. Jy vir ons bid. Suster Esther se voete brand verskriklik, en haar algehele gesondheid, dat die Here haar sal deurdra. Dankie Suster Rita. Here, ons wil vanaand Suster Esther opdra. Amen, amen. Die troonsale toe van U. Yes, ons stem en ons wil vra, Here, dat U haar gaan aanraak. Dis die afgelope tyd wat die ou duiwel haar liggaam aanval. En daarom wil ek vra, Here, dat U haar sal aanraak, Here. Here, ek wil vra dat U, Here, van haar hoof tot by haar voetsole haar sal aanraak. Here, my gebed vanaand is, Here, dat U, Here, haar ook sal raak sien vanaand. Al die lof, al die eer, al die aanbidding gaan U toekom, Here. Ek sê vir U baie dankie daarvoor. Jesus Here naam. Jesus. Amen. Amen, amen. Ons gaan nou saamstem vir Suster Sari se dogter. En dan wil ons ook bid vir Suster Sari en broer Erik Potgieter, wat albei nie gesond is nie. Dat die Here hulle by hulle gaan stil staan, en ook die dogter. Kom ons bid saam. Here, ons kom nou na U toe. Hier is my Suster Sari en hier is broer Erik en hulle dogter. Dat die Here vanaand by daai 3 persone gaan stil staan. Here, raak hulle liggame aan. Versterk hulle, rig hulle op in die naam van Jesus. Genees hulle ten volle. Vader, ons dank U daarvoor. Ons eer U in Jesus se naam. Halleluja. Dankie dat die Here by hulle stil staan, en laat die Here hulle oplig. Ek gee aan U al die lof en eer. Amen en amen.
Prys sy naam, prys sy naam. Amen. Loof die Here. Ons wil ook saamstem Here vir Suster Nelly, die suster wat ook dat Here die klavier speel en die orgel, dat sy is nie gesond nie. Daar gaan die ou duiwel val haar liggaam aan. En ek wil vanaand wil ons van haar ook intree. Ek vra ook vir u daar in by die huise, bid nou saam met my dat ons intree vir Suster Nelly. Suster Rita, sal jy voorgaan? Asseblief, prys sy naam. Here, daar Suster Nelly, en ek wil vra, Here, dat u haar sal ook raak sien. Amen, amen. Here, dit is nie deur geweld of Ja, deur my gees, spreek die Here wat hy ons aanraak. Here, en ek gewaar u salwing, ek gewaar u teenswoordigheid. En daarom weet ek, Here, ek het vrymoedigheid om na u toe te kom vanaand en te sê, daar Suster Nelly, raak haar aan, Here. Al die lof, al die eer, Here. En ek sê vir u baie dankie, Here, dat u haar aanraak op hierdie oomblikke, Here. Spreek ek genesing oor haar liggaam uit. Amen en amen. Amen. Ons gaan saamstem vir Suster Anika wat ook longprobleem het. Sy het longontsteking of bronchitis, maar op 'n baie ernstige graad en sy kom net nie oor dit nie. Ons bid vir haar dat die Here haar ook sal aanraak. Sy het ook die COVID gehad in die begin en maar sy het regtig nog so 'n ding oorgehou. Kom ons bid vanaand ook saam nou vir haar. Here, ons wil vir ons suster intree wat Here hierdie bronchitis het. Dat die Here die werking van die duiwel gaan bestraf. Bronchitis, ons bestraf jou in Jesus naam. En ons wil bid dat u nou, Here, haar nou sal aanraak in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Vader, raak haar aan, rig haar op, tel haar op, Here, plaas haar op 'n platform van gesondheid, Here, van oorwinning, ook vir probleme by haar werk, dat die Here daai probleme sal uit die weg ruim. Here, dat sy nog sal soek na die omstandighede en agterkom, die Here het dit weggevat. Ons dank u daarvoor. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen en amen. Prys die Here. Broers en susters, sal bid ons nou vir Broer Henny van Sail, terwyl hy met dieselfde situasie sit as Broer Marius, dat hy hulle firma waarvoor hy werk, het nie werk nie. En dis 'n regtig 'n baie groot probleem. En hy is ook al 'n paar dae sonder werk en no work, no pay. Hulle kry nie werk nie, kry nie salaris nie. En weet jy, hulle moet vir 'n huisgesin sorg. Ek wil u vra, kom ons lig ons hande net so 'n oombliekie op. En ons roep op na die Here vir hierdie families. Vader, ons bid vir my broer Henny. Ons bid vir Suster Ansie. Here, voorsien vir hulle. Here, voorsien vir sy werk. Here, ons wil bid, stuur die werk aan. Here, na daai besigheid toe maak, so Here so baie werk dat hulle nie sal weet wat om te vat en wat om te los nie. Here, ons prys U vanaand vir daai werksomstandighede. Dat die Here vir my broer sal voorsien. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen en amen. Prys die Here, prys die Here. Ek wil ook bid vanaand, vra vir Suster Rita om voor te gaan, Suster Marlies, wat sy gesondheid nie reg is nie. Dit is al geruime tyd dat sy nie wel is nie. Kom ons bid vir haar ook. Sy is 'n jong meisie en 'n jong vrou, en regtig die Satan is agter haar uit. Kom ons bind in Jesus naam die werke van die duiwel, sodat die Here haar ook kan ten volle genees. Dankie Suster Marlies. Prys sy naam. Die blinde man sit langs die pad. Here. En hy weet dat hy hoor dat Jesus kom verby. Amen. Ons hoor vanaand, Here, en ons weet vanaand, Here, dat U hier is, Here, terwyl ons hierdie versoeke so oprig na U toe, Here, dat ons vanaand roep en sê, daar's Marlies, Here, raak haar aan vanaand, Here, U kan vanaand. Die ou koortjie sê, as hy jou aanraak, sal jy dit dadelik weet. En ek weet vanaand, Here, dat U elkeen aanraak wat siek is.
Elke ene, Here, wat COVID het, daar's ander wat ook siek is, wil ek vanaand in 3 vir hulle, ek wil vra, Here, dat U hulle sal raak sien, Here. Ek het saamgestem met al die ander versoeking, ook vir werkomstandighede. Daarom weet ek vanaand, Here, ons roep, soos daai man geroep het, en sê, Here, kom help, kom sien raak, Here, in hierdie tyd van nood. Al die lof, Here, ek sê vir U baie dankie, dat U hoor en U antwoord, in Jesus naam. Amen. Dankie, Here, Jesus. Baie dankie, Here. Baie dankie, Here, dankie. Prys sy naam. Ek wil ook nou saam sê vir Suster Ry. Dis ook 'n geruime tyd wat sy nie gesond is nie. En die dierbares wat my so wonderlik is, Suster Ry doen haar kant. Ja. Sy werk vir die Here, sy ry mense aan. Ag nee, ek dank die Here vir wat sy doen, en sy is ook die voorsitter van ons gebedskomitee. En as jy gaan kyk op daai groepie, hoe werk hulle, hoe bid hulle, hoe tree hulle in. Ek wil vanaand ook 'n besondere vir Suster Ry bid, dat die Here haar ou liggaam sal aanraak. Ek wil nie sê oud nie, want dit ou nie, ek sal sê haar liggaam sal aanraak in die naam van die Here, en haar sal oprig, laat sy sal voel soos 'n jong vrou, prys die Here. Halleluja. Here, ons vat haar en ons sal lig haar op in Jesus naam. Here, ons bestraf die werke van die duiwel oral. En ons wil bid dat die Here haar nou sal aanraak met nuwe krag, nuwe lus, nuwe ywer. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Baie dankie vir die genesing wat so in haar liggaam sal plaasvind. En Here, dat sy sal soek en sal uitvind, maar hierdie skete en kwale is weg. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Baie dankie in Jesus se naam. Amen. Amen. Prys die naam. Suster het my geskakel, of nee, 'n WhatsApp gestuur en gevra ons moet vir haar en haar seun bid. Sy sukkel met die werksomstandighede en haar seun ook. En daar's ook ander omstandighede. Kom ons tree ook in vir hierdie versoek. Ek gaan nie hulle name bekend maak nie. Ek wil net vir hulle bid. Kom ons stem saam. Here, ek dink aan daai suster wat vir my ge-WhatsApp het, en dat sy en haar seun wat sit met werksomstandighede en werksprobleme. En Here, haar versoek was dat ons ook bid vir die res van die gemeente, vir almal wat in dieselfde situasie is. Reg deur die land, Here, dat U ook vanaand nie net by haar en haar seun nie, maar by almal sal stil staan. Ek vra dit in Jesus se naam. Baie dankie, Vader. Dankie. Amen. Amen. Loof die Here. Daar was ook 'n versoek dat ons moet bid vir die redding. Is dit Wian of so 'n naam? Ek is in Herman en Wian. As ek reg is. Dierbares, die persone vra dat ons moet bid vir hierdie 2 persone se redding van hulle kosbare siele. Ag, jy weet, dis gewoonlik ouers. Dis gewoonlik 'n mammie en 'n pappie, 'n moeder wat huil voor God vir die redding van haar kind se siel. Of is dit nou, ek wil nie dit vooruitloop nie, ek wil nie bekend maak meer as wat ek gesê het nie. Die mense plaas hulle vertroue in ons, en daarom wil ek net bid vir hierdie 2 persone, dat die Here hulle siele sal red, soos God Paulus gered het, soos die Here hom voorgestaan het op die pad na Damaskus toe, en die lig van die heerlikheid van God op hom geskyn het, soos die Here ander gered het, en die Here hulle voorgestaan het. En wil ek vra, o Here, dat U vanaand by hierdie kinders gaan stil staan, en laat die Here hulle gaan intrek, laat die Here hulle sielekrag dadig staan red. Ek dank U daarvoor, wat U verhoor ons, en U luister na die gebede wat U vrees. Ek vra dit in Jesus naam. Amen en amen. Prys sy naam, prys sy naam. Loof die Here. Ek doop een môre, doop ek 'n man, of een dag in 'n gemeente, doop ek 'n familieeder en ook 'n broer. En die Saterdag aand, laat in nag, toe bel haar 'n pastoor my. En hy het gehoor dat ek hier Sondagmôre hierdie familie gaan doop.
En hy sê vir my, weet jy broer Dani, vir meer as 20 jaar bel sy mammie my elke Saterdag middernag. Dan bel sy, dan sê sy, pastoor, my seun, sy siel is nie gered nie. Hy lê in die lokale onder die invloed van drank. Bid dat die Here sy siel red. Hy sê, broer, vir 20 jaar het sy mammie my elke Saterdag aan 12 uur gebel. En ek doop daai familie. En hy sê, ek hoor die Here het hulle siele gered. En hulle het wonderbaarlik by ons in die gemeente tot bekering gekom. En die môre toe ek hulle doop, toe vertel ek die gemeente van die vorige aand se oproep van daai pastoor, 'n baie bekende pastoor in Pretoria. En ek vertel hulle, en wie hulle, daai hele volk het gejuig, en die ou broer staan daar in die doopbad, en hy huil voor die Here, dat die Here hom genadig was, en sy siel gered het. Nou ek dank God daarvoor, ek weet, dat die Here vanaand hierdie twee persone se siele kan red, maar daar's ook ander, waarvan ek dalk nie weet nie. Daar's ook ander kinders, wat die ouers vra, verskoon, dat ons vir hulle moet bid. En ouers wil dit dalk stilhou, omstandighede. Elke vader, elke moeder, jou kind druk swaar op jou hart. En ek weet daar's vanaand meer as net een, u wat na my luister, ek wil hê julle moet saam met my vanaand bid. Daar het deure oopgegaan op kinders. Daar's deur die vyand of dalk deur hulle self deure oopgemaak. En wie en nou triomfeer die duiwel. Ek wil vanaand vir daai kinders bid. Dat en ek wil hê julle moet saam met my manifesteer. Ons wil daai deur van sonde en ongeregtigheid, van verslawing, van drankmisbruik, noem dit daarvoor die Here wat dit is. Van onsedelikheid, wil ons daai deur vanaand toemaak. Nou ek wil hê julle moet saam met my manifesteer, daar in jou huis. Vat dit hier so in die geloof, en maak hom toe in julle sluit hom, in die naam van die Here, kom ons bid saam. Vader, ons vat daai deur, en ons druk hom toe, en ons sluit hom in die naam van Jesus, dat u hierdie kinders sal vrymaak, dat u hulle sal red, Here, en laat u die bonde van drankmisbruik sal breek, dwelm sal breek, onsedelikheid sal breek in die naam van Jesus. Halleluja, halleluja, ons eer die naam, maak hulle los, Here, maar ook gesindheid. Here, dit is niks so erg soos iemand wat 'n lelike gesindheid openbaar teenoor die ouers nie. Ek bid ook vir so 'n persoon, dat die Here ook vanaand hulle vir hom en haar sal losmaak van daai lelike geaardheid en 'n lelike gesindheid. Ek vra dit in Jesus se naam. Kom prys saam met my die Here vanaand. Here, ons prys U vir die losmaking van daai kinders. Baie dankie in Jesus se naam. Halleluja, halleluja, halleluja. Ek gewaar die eerlikheid van die Here hier. Wie diebaar is, nou wil ons saamstem vir ons land, vir ons volk. Ons stem saam vir al hierdie dinge wat aan die gang is. Ook nou, ek wil nie eers dit genoem het nie. Hierdie COVID, ek middag hom in Jesus naam. Hy het geen reg in ons lewens nie. Kom ons spreek hom aan in hierdie aand. COVID, ons bestraf jou in Jesus naam. Jy het geen mag en reg in ons lewens nie. En Here, ons vra U dat U nou almal sal aanraak. Dit klink so onmoontlik, maar wat is by God onmoontlik? In die naam van die Here raak hierdie dierbares aan en genees hulle ook. Julle hoor ek van so baie wat onder hierdie in die hospitale lê en geweldig siek is, dat julle nou sal aanraak in Jesus se naam. Amen. Amen, halleluja, halleluja. Die duiwel wil hê ons moet moed opgee. Ons moet boedel oorgee. Ons moet die baadjie op die handdoek ingooi. Jy weet, met 'n boks kry wanneer die oppositie te sterk is. En hierdie afrigter sien, nee, hulle slaan sy man nou baie hard, dan gooi hy die handdoek in. En dan moet die geveg stop. Ons gooi nie handdoeke in vanaand nie. Daar was 'n handdoek ingegooi op die kruis van Golgotha. Jesus Christus het geoorwin in die naam van die Here. Hy het nie oorgegee nie. En dan wil ek sê verkeerd, die handdoek was nie ingegooi nie. Hy het oorwin in die naam van Jesus. En ons kan vanaand oorwin deur sy naam. In hom, nie in onsself nie, maar in hom.
prys sy lieflike naam. Nou, ek wil bid, ons het nou saamgestem vir werksomstandighede, ons het saamgestem vir siektes, ons het saamgestem vir kinders wat met probleme, en ons het saamgestem vir huise, maar nou wil ons ook vanaand saamstem vir die redding, vir die uitbreiding van God se koninkryk. Daar was 'n versoek van my broer Joshua, Pastor Josh, wat ook gevra het dat die Here siele sal red in hierdie dae. Dierbare is vir die redding van kosbare siele, vir die uitbreiding van God se werk op die aarde, maar ook bid ons vir elke pastoor spaar. Daar's baie van hulle nou siek. Hulle staan in die briese. Ek wil hê kom ons bid vir die redding van siele, die uitbreiding van God se koninkryk, maar ook vir pastoor spaar. God hulle en ook nie net pastore nie, alle predikers, alle manne en vroue wat vir God werk, en wat 'n kerkdominasie sending, dit maak nie saak nie, oor Kersgrense heen, almal wat in die bediening staan, almal wat ook by hulle huise van hulle huise al werk, dit maak nie saak nie, kom ons bid vir hulle almal, dat die Here sy werk sal seën, want dit begin by die prediker, deur die woord kom die persoon tot bekering, en so volg dit uit. Kom ons bid saam. Here, ons kom so na U toe, ons tree hierdie aand in, vir elke herderspaar, Here, vir elke werker vir U, wat vir U werk, of hulle nou 'n titel het of nie, dit maak nie saak nie, of hulle graad het in teologie, dit maak nie saak nie, of nie, ons bid vir een en elke ene, seën hulle in hulle werk, Here, seën hulle, ons bid vir die uitbreiding van God se koninkryk oor die aarde, Here, ons bid dat U gaan manne en vroue optel, in hierdie dae wat vir U sal werk, Here, ons bid dat U weer die manne en vroue gaan optel, wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, wat onder die salwing van die Heilige Gees sal optree. Ek luister vanmiddag 'n bandjie of so ietsie van Rassie Erasmus toe hy gepreek het vroeë jare in die tent. En Here, dit ruk my aan. Tel nog meer sulke manne op, Here. Ek dink aan ons eie ou landjie daar, manne opgestaan, soos Ernst van Rooi en soos om Prinsloo, Corneels Prinsloo, soos om Wally Frisbee, Pastor Marius Erasmus en so baie ander. Tel hulle op, Here, sodat die werk van God uitgebrei kan word. En dan bid ons, Here, red siele asseblief. Here, red siele in hierdie tye. Red in elke ou kerkie sending genootskap. Bring die siele in, red hulle, Here. Dit help nie dat hulle word 'n kerkganger of net 'n naam op 'n register nie, maar dat hulle gered sal wees, gewas in die bloed van die lam, 'n ware kind van God, wat hom dien in gees en in waarheid. Here, wat baat dit? Ek sit Sondag in die kerk, en die res van die week gaan ek aan soos 'n sondaar, vloek en skelm beklei, en doen alles wat verkeerd is, en Sondag, dan wil ek weer die Here dien. Dit werk nie. Ek vra vir redding van siele. Vader, ek dank U nou, bid vir ons gemeente, dat die Here ons hele gemeente so onder die kosbare bloed sal bewaar, dat die Here sal deurdra. Sondagmôre gaan, Here, daar ook 'n boodskap uit, dat U ook daai boodskap sal seën. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Here, dankie vir hierdie biduur. Ek wil nou hierdie biduur vandag in die naam van Jesus, en ek wil U prys dat U elke gebed verhoor het. Baie dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen.